Die verhaal van Josef vertel ons hoe Israel in Egipte beland het. En dit wys ook vir ons hoe daar 'n vervulling is van die belofte wat die Here in Genesis 12 van Abraham gemaak het. Ons lees vanaand uit Genesis 43. En ons sien hoe dat die broers by hulle pa gaan smeek om Benjamin te gee dat hy saam met hulle kan gaan Egipte toe, sodat hulle broer Simeon uit die tronk uit kan kom. En dan sien ons hoe dat Israel of Jakob uiteindelik toegee en vir sy broers dan sekere opdragte gee. En dan uiteindelik hoe dat die pad voorberei word vir hierdie broers om met Josef verenig te word. So kom ons kyk nou wat die Here soms gebruik in jou en my lewe. Hier is dit dat Benjamin saam met sy broers moet laat gaan. Ons lees in vers 1, dit was 'n kwaai hongersnood. Toe die kos begin opraak wat hulle uit Egipte gebring het, sê hulle pa vir hulle, julle moet maar weer vir ons bietjie kos gaan koop. Jy sien die hongersnood was in die Here se hand. Dit het die hele familie bedreig en God se plan moet gestalte kry. Die erns daarvan dwing Jakob om sy posisie te heroorweeg. Kyk, die Here sou deur hierdie swaar kry, sou hy werk om uiteindelik berou, maar ook versoening te kan bring. Reuben het sy pa gesmeek om hom en sy eie kinders toe te laat om die plek van Benjamin te staan, sodat hy hulle kan terugbring. En nou, die erns van die hongersnood, maak dat Juda na vore kom en sê, asseblief pa, ek moet my broer saamvat, anders kan ek nie voor daardie heerser gaan verskyn nie. En dit wys vir jou baie keer hoe die Here omstandighede gebruik om jou te dwing om afhanklik van hom te wees. Ons lees dan in vers 7. Hulle het gesê, die man het ons uitgevra na ons familie. Hy het gevra, leef julle pa nog? Het julle nog 'n broer? Ons het net geantwoord op hierdie vraag van hom. Hoe moes ons weet dat hy sou sê, bring julle broer hiernatoe? Dis die eerste keer dat ons hoor Josef het na sy pa en sy broer uitgevra. Ons sien iets van die verlange wat in Josef se hart moes geleef het oor sy mense. En is deel van hoe die plan van die Here sou werk. Uiteindelik wil hy almal na Egipte te bring. Uiteindelik wil hy ook dissipline in daardie broer se harte bring. Hy wil berou bring, herstel bring. En hulle pa se reaksie is nog 'n manier wat die Here gebruik. Dis ironies dat Jakob soveel rede gehad het om agterdogtig teen sy seuns te wees. Dit wys ons wat is die gevolg van sonde, dat die Here dit gebruik in sy genade om hulle terug te bring op die smal pad, om die weg voor te berei vir daardie groot versoening. En dan lees ons, God die Almagtige sal sorg dat die man julle goedgesind is. Julle ander broer terugstuur, ook vir Benjamin. En as ek dan my kinders moet verloor, moet ek hulle maar verloor. Weet jy, in hierdie 3 sinne, of hierdie 3 woorde wat hier onderstreep is, sien ons hoe dat die Here 'n mens bring by oorgawe. Kyk, Jakob plaas al sy hoop, sy hele toekoms in die hande van die Almagtige. Kyk, hy is eers desperaat, maar die nood is daar. Hy was soveel pyn, hy het 'n teleurstelling gekry, uiteindelik moet hy oorgee, dan moet hy die beheer laat gaan. Weet jy, dit is die pad wat die Here met jou en my ook wil loop. Hy wil hê ons moet die beheer laat gaan, dat hy die besluite kan maak. Jy moet daarom nooit vir die Here sê, jy sal iets nie doen nie. Want hy wil die besluite in jou lewe maak. Hy sê vir sy seuns, hulle moet 3 dinge doen. Hulle moet 'n geskenk saamneem, want in daardie dae was dit ongehoord dat jy geskenk saamneem. Nou moet jy weet, dis 'n tyd van erge hongersnood. Wat 'n geskenk kan jy saamneem? Dit sou hulle iets gekos het om daardie soort geskenk te neem. Dan sê hy, hulle moet die geld wat hulle gekry het, teruggee, dubbel die hoeveelheid geld. En derdens, vat dan vir Benjamin. Uiteindelik is hy vertroue in die Here. As jy hier na vers 14 kyk, dan sien jy, kyk daar die woord God die Almagtige. Dis die naam wat jy reg deur Genesis van God kry. Dis hy wat al reeds by Abraham die onmoontlike gedoen het, wat by Isak die onmoontlike gedoen het, en nou is Jakob se verwagting ook van hom. Dis so betekenisvol. Weet jy, die Jakob is op die punt om sy hele nageslag Egipte toe te stuur met die moontlikheid dat hy nooit weer gaan terugkry nie. Die hele lyn van die verbond kan nou gebreek word. Hy stel uit om weer kinders te hê. Al sy eiers is in een mandjie.
maar dis God se mandjie. Daarom roep hy die Here die Almagtige aan, El Shaddai. Mag hy ons genadig wees. Maar hy sê 'n tweede ding. Weet jy, hy besef die hart van 'n mens is in die hand van die Here. Hy vra dat daardie mense julle goedgesind sal wees. Want dis net die Here wat dit kan doen. Daarom bid hy dat die Here hulle voorspoedig sal maak. En uiteindelik die derde gedagte dat hy oorgee. Hy sê, as ek my kinders dan moet verloor, moet ek hulle maar verloor. Weet jy, uiteindelik is die Here se eer op die spel. Maar die Here doen dit nie sonder dat hy alles moet waag nie. Hy stel sy vertroue in die Here. Hy waag alles. Hy stuur sy seuns na Egipte. En weet jy hoe geloof getoets word? Geloof sê, gaan jy die Here vertrou of gaan jy jouself op jou eie insigte staat maak? Hy stuur sy seuns in die geloof. Hy plaas sy vertroue in die Here. Ons weet nie hoe lank moes hy wag voordat hy weer iets van sy seuns sou gehoor het nie. En dan, as hierdie broers in Egipte kom, dan sien ons die ongelooflike gasvryheid. Die goedheid wat die Here aan hulle betoon, ten spyte van hulle verkeerde gedrag. Weet jy, Josef, hulle broer, wat hulle in ballingskap en slawerny verkoop het, maak hulle letterlik dood met sy goedheid. Hulle vertel vir die opsigter hoe die geld gekry het, maar hy sê, julle moet julle nie bekommer nie. Ek het die geld teruggekry. Weet jy, hulle word so koninklik behandel, dat selfs hulle diere versorg word. Die goedheid van die Here teenoor mense, wat dit glad nie verdien nie. Ons lees in vers 26 tot 28. Toe Josef inkom, bring hulle vir hom die geskenk wat hulle saamgebring het na die huis toe. Toe buig hulle diep voor hom. En jy gaan sien, 2 keer word hierdie woorde herhaal, presies dit wat Josef gedroom het, word voor sy oë vervul. In vers 28, hulle het geantwoord, het goed met die onderdaan ons pa. Hy leef nog. Hulle het weer voor Josef gebuig en hom so geëer. Moses sê dit om vir ons te herinner, hoe dat die Here se woord in vervulling sal gaan, dat die hemel en die aarde sal verbygaan, maar dit wat die Here sê, sal nooit verbygaan nie. Al het hierdie woorde meer as 30 jaar terug waarskynlik gekom, of 20 jaar terug gekom, dit sou letterlik vervul gewees het. En die Here gebruik dit, om in Josef se hart, daar die versoening gestalte te laat kry. Hy wil weet of sy pa nog lewe. Dit was 'n geweldige uitdaging, om daar's 'n verhaal van 'n generaal wat in daardie tyd 'n groot oorwinning behaal. En dan vra sy ander generaals vir hom, wat het hy oor hierdie oorwinning te sê? Dan sê ek is so bly dat my pa en ma nog lewe, om te kan hoor wat ek vir hulle reg gekry het. En dit is wat met Josef natuurlik ook in sy hart geleef het. Die Here gebruik dit, sodat Josef ook die moeilike stappe moet neem, om volledig met sy broers te kan voorsien. Kom ons kyk na ons gebedsonderwerpe. Ons gaan vanaand baie spesifiek vir Mosambiek, ons buurland, bid. Maar ons begin deur vir die Here dankie te sê vir hierdie tyd wat ons die geboorte van Jesus vier. Ons dank hom vir sy versorging die afgelope jaar. En dan bid ons vir Mosambiek. Byna 100.000 mense in die noorde van Mosambiek het die afgelope weke gevlug na mate gewapende groepe, gewoonlik in die aand, dorpe bestorm. Dan word huise afgebrand, burgerlikes doodgemaak, gesinne vlug. Die Nampula provinsie kyk nou na die 4de groot toestroming van ontheemde mense. Hulle sê skole, kerke en oop ruimtes loop oor. Humanitêre werkers sukkel met hulp. Dan bid ons vir ons eie mense wat op verlof is. Ons bid dat die Here ons in hierdie tyd sal beskerm teen onverantwoordelikheid. Ons bid dat die Kersboodskap oral verkondig sal word. En dan bid ons ook vir vervolgde Christene. Baie dankie dat jy saam met ons bid.